Hebreërs 3. En nou broers en susters, julle wat aan God behoort en vir die hemel bestem is, fokus nou skerp op hierdie Jesus van wie ons bely dat hy apostel en hoofpriester is. Hy was getrou aan God wat hom aangestel het, net soos Moses getrou gedien het in God se hele huishouding. Maar Jesus verdien baie groter erkenning as Moses, net soos die persoon wat 'n huis bou baie meer lof kry as die huis self, want elke huis het 'n bouer, maar God is die bouer van alles. Moses was getrou in die hele huis van God, maar dan net as dienaar. Sy werk moes getuig van die waarhede wat God later sou uitspreek. Maar Christus as sy getroue seun was in bevel van die hele huis van God. Ons is daardie huis van God as ons met moed en vertroue bly vashou aan ons toekomsverwagting. Julle moet dus luister wanneer die Heilige Gees die volgende sê: vandag wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard soos Israel gedoen het toe hulle gerebelleer het nie, toe hulle God se geduld in die woestyn getoets het. Daar het julle voorvaders my geduld beproef, ten spyte daarvan dat hulle vir 40 jaar my magtige dade aanskou het. Daarom het ek vir daardie geslag kwaad geword en gesê: hulle harte dwaal altyd van my af weg, hulle wou nie doen wat ek van hulle verwag nie. Daarom het ek in my toorn onder eed verklaar: hulle sal nooit my land van rus binnegaan nie. Wees dan versigtig, broers en susters. Maak seker dat daar nie by enigeen van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof posvat wat julle vervreem van die lewende God nie. Julle moet mekaar van dag tot dag aanspoor, ja, solank as wat die vandag nog bestaan, om te keer dat een van julle deur die verleidelikheid van sonde verhard word. Want as ons eintlik stewig bly vashou aan die vertroue op God waarmee ons oorspronklik begin het, het ons deelgenote geword van alles wat aan Christus behoort. Daarom moet julle nooit die vermaning vergeet nie. Vandag wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard soos Israel gedoen het toe hulle gerebelleer het nie. Wie was daar die mense wat gerebelleer het alhoewel hulle God se stem gehoor het? Was hulle nie die mense vir wie Moses uit Egipte gelei het nie? En vir wie was God 40 jaar lank kwaad? Was dit nie die mense wat gesondig het en wat in die woestyn omgekom het nie? Oor wie het God met 'n eed verklaar dat hulle nie sy land van rus sal binnegaan nie? Was dit nie juis hulle wat aan hom ongehoorsaam was nie? Ons sien dus dat dit juis as gevolg van hulle ongeloof was dat hulle nie in die land van rus kon ingaan nie. Hebreërs 4. God se belofte dat ons sy rus kan binnegaan staan nog steeds. Daarom moet ons oppas dat dit nie dalk blyk dat een van julle langs die pad agtergebly het nie. Want hierdie blye boodskap van 'n plek van rus het ons ook ontvang, net soos hulle. Dit het hulle egter niks gebaat nie, omdat hulle die boodskap wat hulle gehoor het nie geglo het nie. Want net soos ons glo, kan ons die rus binnegaan. Ten opsigte van hulle wat nie geglo het nie, het God egter gesê: daarom het ek in my toorn met eed soos val verklaar, hulle sal nooit my land van rus binnegaan nie. Dis ten spyte van die feit dat God sy rusplek alreeds gereed staan van die skepping van die wêreld af. Ons weet dit is so, want die skrif sê erns van die 7de dag, en God het op die 7de dag gerus van alles wat hy gemaak het. In die ander gedeelte sê hy weer: hulle sal nooit my land van rus binnegaan nie. God se plek van rus is dus beskikbaar, maar die wat destyds die goeie tyding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongeloof nie daarin gaan nie. Gevolglik het God weer 'n dag bepaal om sy rus binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur Dawid aangekondig: naamlik: vandag wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie. Hierdie nuwe rusplek was nie die land Kanaan waarin Josua die Israeliete gelei het nie, anders sou God nie later van die ander plek van rus gepraat het nie. Wag dus nog 'n heel spesiale rus vir God se volk, want almal wat in hierdie rus van God ingaan, sal self rus van hulle moeitevolle arbeid, soos God ook van sy eie skepingswerk gerus het. Kom ons span dan alles in om daardie rus binne te gaan, sodat niemand van ons dalk hulle slegte voorbeeld van ongehoorsaamheid volg en omkom nie. Die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit sny tot
diep tot binne in ons innerlikse wese, tot in ons gewrigte en murg, dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Voor God kan absoluut niks weggesteek word nie. Ons staan kaal gestroop en weerloos voor die een aan wie ons verantwoording moet doen. Ons het dan nou 'n groot hoofpriester wat deur die hemele beweeg het, Jesus die Seun van God. Laat ons voortdurend aan ons geloofsbelydenis aangaande hierdie Jesus vashou. Hierdie hoofpriester ons kan ten volle met ons in swakhede saamvoel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar hy het nie voor die sonde geswoeg nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd help sal word.